Kom ek sê net gou so net in 'n netedop wie's ek. My naam is Paul Grobler. Daar's my pragtige vrou Natasha, definitief my beter helfte. Terwyl al die merkers uitbeweeg, dankie vir julle ouens. Ek neem aan dis ons tienerbediening. En dan julle, ons het nou 3 naweke terug het ons oudste dogter getrou, eerste dogter wat ons weggegee het. Haar naam is Jacy. Ek wens so ek het vir julle foto's saamgebring, net om so 'n bietjie te kon spog en vir julle bietjie net 'n ingekleurde prentjie te gee van wie ons is. En dan het ons 'n seun van 22, hy's in die middel, en ons het 'n jongste dogter van 15. Sy's in die koshuis, so ek en Natasha is alleen. Ons het van hierdie kwartaal of het ons 'n nuwe seisoen in ons lewe betree. Net ek en sy, mamma en pappa by die huis, so dis lekker hoor julle. Nee, ek sal dit aanbeveel. So as jou kind nou nog kleuter is, kyk of julle van graad 1 af in die koshuis kan sit. Dis ongelooflike ervarings wat vir julle wag. Nee, ek spot nou maar net, daar's sekere tyd en 'n plek vir alles. Maar ja, ons is in Pretoria. Ons het so 10 jaar terug het ons 'n gemeente begin met die naam van Impas Gemeente. Ons was nogal instrumenteel met die planting van hierdie gemeente, 'n deel van hierdie gemeente. Morney en Stefanie, ek het nog vir hulle gesê, onthou julle kan nie nou al date nie. Julle gaan nog nie uit nie. Niemand in die tienerbediening toe hulle nou nog by Alberton Lewensentrum was hy nog in die skool, sy was in die skool. So ek het hulle gesien groot word, ek en Natasha, en hierdie ongelooflike leierspaar wat hulle vandag is vir hierdie gemeente, en ons is so dankbaar saam met julle hier in Nelspruit. Dankie vir julle gasvryheid ook. Ons het gisterand so lekker geslaap hier ergens in die rest. Dit was lekker geweest. So julle is net amazing. Almal het ons so welkom geheet en gegroet, en ons kan nie wag nie want ons is nou eerste keer besoekers ook vir daai pannekoek na die tyd nie. So dit gaan alles baie lekker wees. Nou julle, ek wil vandag met julle gesels oor 'n tema wat ek dink nie ons baie oor praat of dink nie, en die tema is, hoe gaan dit met jou siel? Nou, ek moet vir jou sê, as jy vir my net so vinnig moes vra, miskien so 2-3 weke terug, verduidelik gou vir my die intriges van die siel, so ek teen niks gehad het om vir jou te sê nie, want 'n siel is 'n moeilike ding om te verduidelik. Dis 'n moeilike ding om te beskryf. Wat is 'n siel? Waar begin hy? Waar eindig hy? Jy weet, wat is die omvang van die siel? Maar een ding, en ek dink julle kan baie daarmee identifiseer, is hierdie woorde: my buitelewe het gegroei, maar my binnekant nie. En dis so waar in my eie lewe. As ek dink aan my gesin, my familie, my werk, my verantwoordelikhede, as ek net dink oor die laaste 10 jaar by die gemeente, die tyd wat ek spandeer het aan die buitekant, mense betrokke te kry. As julle nou, die 16de Mei is daar 'n nuwe lidmaatskapklas. Ek kan nie eers onthou hoeveel nuwe lidmaatskapklasse, mense wat bygekom het, nuwe families wat ons verwelkom het. Aan die buitekant was daar groei geweest. Nou julle kan sien aan die buitekant was daar verseker lekker groei geweest hier by my ook, maar ek het meeste van my tyd en my energie gespandeer aan dit wat aan die buitekant plaasvind, nê. En ek moet vir jou sê, aan die binnekant voel dit nie dieselfde nie. Ek het vir myself die vraag afgevra, hoekom voel ek nie meer rustig nie? Hoekom is ek nie nader aan die Here nie? Hoekom voel ek nie voller nie? Baie keer is dit die teenoorgestelde van my, ek voel leeg, ek voel verward en onrustig, en ek voel baie keer verder weg van die Here af. Want ek het so gefokus en gekonsentreer op die goeders wat hier aan die buitekant met my gebeur, en toe besef ek hierdie groot ding, ek het my siel verwaarloos. En ek dink as jy baie eerlik moet wees met jouself, sal jy ook dalk sê, ons ignoreer ons siele. Daai dimensie van ons aan die binnekant wat ons nou gesê het, nie lekker weet hoe om dit te beskryf nie, ons ignoreer daai gedeelte, want ons praat oor alles hier aan die buitekant. Ons praat oor die werk, ons praat oor ons geld, ons praat oor ons liggame, ons praat oor ons kinders wat so presteer en hoe goed dit met hulle gaan en hoe bekommerd ons is oor hulle en hoe ons wonder, jy weet, wat die toekoms vir hulle inhou. Ons praat dan oor al hierdie goeders wat aan die buitekant is, maar tog verwaarloos ons en ignoreer ons sielsdimensie. Nou, Jesus is baie uitdruklik wanneer hy praat oor die siel. Dis nie op die skerm nie, maar kom ek lees dit vir julle. Matteus 16 vers 26 van julle het dalk al hierdie teks gehoor. Hy sê,
Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly, of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? So Jesus praat van hierdie direkte kompetisie van die wêreld se baat wat jy kry, die materialisme, dit wat aan die buitekant aan die gang is, hoe jy jouself besig hou daarmee, maar dan verag jy mislei jouself en jy hou jouself nie besig met die dinge van die siel nie. Jou sielsdimensie. En dis vir my interessant dat ek het altyd gedink, toe ek nou net 'n jong predikant was, toe dink ek maar ek moet siele wen vir die Here, en wat ek eintlik gedink het is mense, en ek dink dit is wat dit is. 'n Siel is 'n mens. Maar ek het nooit na hierdie teks gekyk as dis nie noodwendig 'n bestemming nie. Die verlorendheid van jou siel is nie vir eendag nie, dis vir nou. Party van ons sit hier, jy's in jou liggaam hier, jy luister met jou ore, jy kyk met jou oë, maar in jou siel is jy verwaarloos, gebroke en verlore. So Jesus sê hierdie is dis nie 'n bestemming vir eendag, nou gaan jou siel in die hel opeindig nie. Hy sê hierdie is 'n diagnose. Ek gee eintlik 'n diagnose. Jy sit voor 'n dokter, ek is jou dokter, God, Jesus, die Heilige Gees, en ek sê vir jou vandag, hoe gaan dit met jou siel? Ek's bekommerd oor jou siel, want ek kan sien, jy gee min aandag aan jou siel. Jy gee minimale tyd vir jou siel. En dan sit nog as 'n Sondag kom en hierdie diens is net so bietjie langer as 'n uur, dan sê jy, "Frek, ek het nou heeltemal te veel tyd aan my siel spandeer." Ons gee te min tyd, ons stel te min belang. Ek en jy werk vir die sukses wat ons aan die buitekant kan kry, terwyl ons siel besig is om dood te gaan van die hongerte aan ons binnekant, So, kom ons beantwoord die vraag, wat is 'n siel? Want ek dink dis baie belangrik. Ek dink, as jy vir baie mense vandag sou vra, wat is 'n siel, sal hulle vir jou sê, die woordjie self. Die tyd waarin ek en jy lewe, draai die wêreld nogal baie oor die self. Nou, kan jy imagine, ons sing daai liedjie, Bless the Lord, oh my self, oh my self. I say, bless the Lord, oh my soul, of then sings myself. Nee. Then sings my soul. Daar's 'n baie dieper komponent van jou wat connect met God, en jy het daai koneksie nodig, ek het daai koneksie nodig om werklik waar te kan aangaan. Maar kom ons gaan beantwoord hierdie vraag, wat is 'n siel? Nou, ek wil jou terugvat in die Bybel na Genesis 2 vers 7 toe. En ek lees daar vir jou, hoor wat doen God, en ons ken hierdie gedeeltes baie goed. Hy sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Maar toe die Here net nog daai stof gevat het, of daai modder, of hoe hy daai dele bymekaar gebring het, was dit nog 'n lewelose liggaam gewees. Die oomblik toe hy sy asem binne in ons neusgate inblaas, toe word ons 'n lewende siel. Jy het nie net 'n siel nie, jy is 'n siel. Dit is interessant, in die ou tyd sou hulle gevra het, hoeveel siele is aan boord op hierdie skip? Of hulle sou gesê het, hoeveel siele is op hierdie vliegtuig? Hoeveel siele sit in hierdie saal? Vandag, wat ons vandag sê is, hoeveel wit mense, hoeveel swart mense, hoeveel Afrikaners, hoeveel Khoisas, hoeveel mense, jy weet, is maar net 'n mens. Nee, dis 'n siel. Dis 'n siel waarna jy kyk. Dis 'n siele waarna ek kyk. Ons is siele. Jy het nie net 'n siel nie, jy is 'n siel, dis wat jy is. Kom ons gaan beantwoord hierdie vraag, kom ons pak hom 'n bietjie verder uit, wat is 'n siel? 1 Tessalonisense 5 vers 23. Hy sê, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ek en jy bestaan uit verskillende dimensies. En hierdie verskillende dimensies is nie, dit sit daar en dit sit daar en dit sit hier nie, dis 'n geheel. Dis
dis 'n eenheid. En dit is wat jou siel opmaak. Dis wie jy is. Die siel is kompleks en uit verskillende dele. So om net 'n mens te, ek wil amper sê te minder te maak, om deur hulle net te praat asof hulle nie bestaan nie, nê. Die klere wat hulle dra, hulle haarstyl. Party van ons het net 'n oulike haarstyl, nê, wat eintlik glad nie aandag nodig het nie. Oor hulle figure, oor die motors waarin hulle klim, of die huise waarin hulle bly, of die werke waarby hulle inklok elke liewe oggend en elke liewe middag uitklok. As die mens is baie meer as net dit. Daar's 'n ingewikkeldheid aan jou. Dis soos in die mediese wetenskap, as jy jy dink jy het 'n vel en jy het 'n geraamte en daar's bene en senings en daar's are en bloed en allerlei organe en brein en wat ook al, maar as jy net so bietjie van die dokters wat hier sit of die spesialiste of die ouens wat so bietjie in die mediese wêreld beweeg, jy moet net so bietjie onder die vel ingaan om te besef, wow, hands off. Hierdie is baie ingewikkeld. Nou kom maar nog 'n onsigbare, ingewikkelde dele saam met dit. Jy's gees, jy's siel, jy's liggaam, jy's 'n lewendige wese wat deur God geskape is. So kom ons gaan verder, wat is die siel? Matteus 10 vers 28. En wees nie bevrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderf in die hel. Jesus sê dat mense kan aan jou liggaam raak en hulle kan jou baie seer maak, en baie van ons is al baie seer gemaak deur ander mense. Emosioneel, party van ons so ver soos fisies, jy het hengse trauma, nê? Jy beleef trauma van een of ander moord of 'n misdaad wat gepleeg is teen jou, of 'n inbraak wat plaasgevind het, iemand het van jou geskinder, mense het jou afgemaak asof jy niks is nie, jy het seer gekry, hulle het jou liggaam seer gemaak, hulle het jou emosioneel kom seer maak. Jesus sê mense, jy gaan in hierdie wêreld seer kry, sê Matteus 16. Hy sê, maar hoe goeie moet ek het hierdie wêreld reeds oorwin? Maar dis 'n feit soos 'n koei, dat almal van ons gaan liggaamlik, hier aan die buitekant, en selfs emosioneel seer kry. Maar dit herinner my aan daai liedjie van daai ou, kan julle onthou, dit was een of ander magnaat gewees wat al sy geld in Amerika verloor het, en toe stuur hy sy vrou en sy kinders op 'n boot, en hulle toe nou skipbreek gelei, en hy het hulle almal verloor. Is amper soos die storie van Job, en toe gaan hy self oor met die boot, en toe hy op daai spesifiek, waarskynlik daai plek waar hulle skipbreek gelei het, toe skryf hy hierdie liedjie, It is well with my soul. En dis wat Jesus bedoel. Jesus bedoel, as jy gekonnekteer is aan die regte kragbron. Nou, ek wil God nooit reduseer tot 'n kragbron nie. Die regte persoon. Hy sê dan, kan jy selfs midde in jou grootste hartseer, smarte van jou lewe, kan jy hierdie woorde sê, It is well with my soul. Ek het so gehou, toe sy toe ons hy laaste liedjie sing, Gratitude, en sy sê, luister nou het ek en jy die vermoë om te sê, kom my siel, kom aanbid die Here, aanbid die Here. Ja, luister dit kom nie uit jouself uit nie. Dis iets waaraan jy jouself moet herinner. Dis ongelooflik om te dink dat aan die buitekant, en hier, ek weet nie, julle gaan nou sop gee, in hierdie warm plek. Hoe gaan die mense daai sop eet? Dis verskriklik. Ek dink julle moet al die sop na Pretoria toe stuur. Daar's dit koud, hoor. Maar in elk geval, so ek weet nie wat kan verkeerd gaan hier in Nelspruit nie, maar dinge kan baie skeef loop in ons lewe. En daai vermoë, dis wat die siel is. Die siel is nie verbind aan 'n seer verhouding, en ek sê nie jy moet disgeïntegreerd leef nie. Dis nie wat ek sê nie, maar dis nie die drywer in jou lewe nie. Dis nie wat die laaste sê het in jou lewe nie. Jou siel is die belangrikste deel van jou lewe. Nog ietsie oor wat is die siel? Prediker 12 vers 7. Nou kom ek sê net eers wat hy begin so half te
klaar te maak hier in hierdie hoofstuk. Hy sê jou lewe kom nou tot 'n einde. Daai vorige vers in vers 6, dan sê hy goed soos, voordat die silwerdraad verwyder word, die goue oliekruik stikkend val, die kruik by die fontein gebreek word, en dan kom hy nou by vers 7, dan sê hy, en die stof na die aarde terugkeer, soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer, wat dit gegee het. Yes, dis vir my amazing text. Nou ons ken dit, nee? Jy is uit stof gemaak, jy sal tot stof terugkeer. Ek sê dit by elke begrafnis. As ons daar staan by die ter aarde bestelling, nee, dan kyk almal nou na daai gat in die grond en hoe daai kus sak in daai gat, en dan besef ons hoe ongelooflik klein ons is. Hoe mikro ons is. Die lewe was 17 jaar of 83 jaar of 50 of wat ook al. En ons almal keer tot stof toe terug, maar daar's 'n gedeelte van ons, die vertaling gebruik nou hierdie woord gees of siel, jou siel is ewig. Dit is wat ewig gaan bestaan. So ek en jy spandeer meeste van ons tyd aan die buitekant, maar dit wat vir ewig gaan lewe, is jou siel, waarin ek en jy minimale tyd spandeer. Daarom sien ons nie uit na die wederkoms nie, ons sien nie uit om dood te gaan nie, ons wil met alles binne in ons aan die lewe bly, want as ons aan die lewe bly, dan kan ek hierdie show, voortsit, nê? En ons moet verantwoordelik wees, ek meen, jy moet gaan werk, jy moet sorg vir jou kinders, jy moet kyk vir 'n dak oor jou kop, jy moet al daai goeders doen, maar hoe doen jy dit as jou siel so leeg is? Hoe kry jy dit reg? Dit is so moeilik. Laaste ding wat ek wil sê van die siel is hier in Hebreërs 4 vers 12. Hy sê van die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dit dring deur tot die skeiding van gees of siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die woord gaan diep, hy gaan so diep soos binne tussen in die gees en die siel. Nou, weer eens, as daar 'n chirurg hier sit, sal dit vir my lekker wees om vir hulle te hoor, wanneer het hulle deur die siel gesny van die mens? Né? So daai ons wat diep werk, daai thorax spesialiste wat jou borskas soms so oopmaak, en hy gaan binne in daai longe in. Hy gaan binne in daai hart in, hy vervang hy kleppe. Wanneer het hy gesny in die gees in? Wanneer het hy gesny in die siel in? Nou sê hy maar, daar's 'n ander chirurg, Jesus, die woord van die Here, die waarheid sal jou vrymaak. Hy sê as daai skelpel, daai mesie binne in jou sny, dan sny hy so diep soos binne in jou hart, binne in jou gees, binne in jou siel. Ek wil vir julle 'n aanhaling lees van Dallas Willard. Nou die van julle wat nog nooit Dallas Willard gelees het nie, ek sal dit regtig aanbeveel, maar hoor wat sê hy. Your soul is what integrates your will, your mind and your body into a single life. Nothing else in your life is more important than the contribution of your soul. Niks nie. Nou, Jesus se lewe. Sou julle sê Jesus was 'n besige ou gewees, nê? Hy was, ek meen, van die oggend tot die aand het hy 'n drukprogram gehad met ongelooflike verwagtinge van mense wat hy moes ontmoet. Hy was 'n besige ou gewees. Nou, ek sê nie jy moet nou nie meer besig wees nie. Ek sê jy moenie so gejaagd wees nie. Jesus was 'n besige mens gewees hier op aarde. Ons sien dit. Ons sien in wat hy bou en wat hy werk en wat hy doen, maar ons sien daar's tye in sy dag en in sy lewe waar hy moet connect met sy Vader. Hy moet 'n geïntegreerde, 'n lewe van integriteit moet hy lewe. En ek wil so vinnig net ietsie vir julle teken hier op hierdie is 'n splinter nuwe pen. Maar in elk geval, kom ek wys eers vir julle hoe lyk 'n gebroke. Kan julle dit sien hierdie? Wel, gebroke lewe. So 'n gebroke lewe bestaan uit 'n wil. En wat doen jou wil? Jou wil kies. OK. So jy maak 'n keuse
Ek gaan definitief 'n bietjie meer geduldig wees. Ek moet geduldig wees. Anders dan gaan ek die mense doodmaak om my. En dan bestaan jou lewe uit jou verstand uit. Jogg, hierdie koutjie ruik so lekker. Verstand en verstand is wat jy dink. Nou dink jy, hulle irriteer my. Jy kies om geduldig te wees, maar jou verstand sê vir jou, hulle irriteer my. En dan het jy 'n derde sirkel, dis jou liggaam. En wat doen jou liggaam? Hy doen. En wat doen jou liggaam? Hy skreeu op hulle, hy skel hulle. So hierdie is 'n gebroke lewe, 'n disgeïntegreerde lewe. Niks stem saam met mekaar nie. Jou wil iets doen, jou kop sê iets anders. Dit wat jy actually doen is weer heeltemal anders. Dis geïntegreerd en miskien sit jy hier en jy dink heerlikheid, maar ek is nogal baie so. Ek wil kerk toe gaan en ek sit nou vandag in die kerk, maar ek wil eintlik nie hier wees nie. Ja, maar hierdie pen skryf so goed, hy skryf tot op die volgende bladsy. OK. Dan kry jy 'n geïntegreerde lewe. Jo, nou raak dit moeilik. 'n geïntegreerde lewe. Waar alles nou geïntegreer moet wees, wat alles, hierdie parte, hierdie verskillende dele moet nou met mekaar praat. So, jy kry in die eerste plek, hierso klein, kry jy jou wil. Dis waar jy kies. Dan kry jy jou verstand. Dis waar jy dink. Dan kry jy hierso, kry jy jou liggaam. Dis waar jy doen. En dan die grootste deel van jou en dit wat die laaste sê het in jou lewe, is jou siel en hy is die leier. Hy lei en hierdie hele bladsy is God. So kom ek sê net so, dis die area, dis die omgewing waarin jy leef. Jy leef in die omgewing van God. Dis jou alfa, jou omega, dis die laaste sê. So hoe hierdie werk is, jou siel het tot bekering gekom. Nee. En toe dit so 'n effek op jou wil, nou wil jy verander. Jy wil die regte keuses maak. Jy begin anders te dink oor die lewe. Jy begin anders te doen en jou siel neem die leiding. So hoe hierdie werk is, dit werk daai kant toe en dit werk hierdie kant toe en dit is een lyn. Dis nie meer hierdie afsonderlike sirkels nie. Dis nie nou kom ek gee julle 'n voorbeeld van 'n persoon in die Bybel. Petrus, gebroke lewe. So ons gaan terug soontoe. Gebroke lewe. Hy sê vir Jesus, my grootste begeerte, ek kies om u te beskerm. As hulle u ooit sou arresteer of wil doodmaak of wat ook al oor my dooie liggaam, hulle moet eers verby my kom. Nou arresteer hulle vir Jesus, dis wat hy wil doen. Hulle arresteer vir Jesus in sy verstand, wat dink hy? Ek is bang. Hulle gaan my ook arresteer en hulle gaan my ook kruisig. Ek gaan ook doodgemaak word. Nee, ek wil hardloop, ek wil wegkom. Hy word gekonfronteer in sy liggaam. Hy staan by 'n vuurtjie en 'n meisie vra vir hom. Luister, maar as jy nie ook een van daai disippels nie en hy verloon die Here 3 keer. Nee, ek ken hom nie. Nee, ek ken hom nie. Man, jy's van jou kop af, ek ken hom nie. Kan jy hoor? Dit wat ek wil doen en dit wat ek uiteindelik doen is 2 heeltemal verskillende goed. En jy kan dalk vandag hier sit en jy assosieer so met hierdie beeld. Jy sê, Paul, dis my lewe. Ek wil nie vir jou sê, ek wil so graag Bybel lees. Ek wil so graag bid. Ek wil so graag kerk toe kom. Ek wil by 'n klein groep inskakel. Ek wil ook sop gee. Gee my daai resepte. Totdat daai resep in my inbox land. Ja, dan voel ek maar wie tyd om sop te maak. Wie tyd om kerk toe te kom? Wie het tyd om Bybel te lees? En nog hierdie bidstorie. Nee, heerlikheid. En dan doen my liggaam presies die teenoorgestelde van wat ek eintlik gekies het om te doen. Onthou, niemand het 'n geweer teen jou kop gesit en gesê, jy sal nou bid nie. Jy het daai idee gekry.
Jy daai keuse begin uitoefen in jou binnewêreld. Nou, Petrus hulle se storie is vir my so amazing, want net 'n paar weke later, en ons is nou in hierdie tyd met die uitstorting van die Heilige Gees, toe het hy nou tot bekering gekom. Jesus het hom ontmoet by die meer van Galilea en hy het hom gevra, het jy my lief, het jy my lief, het jy my lief, en hy het 'n profesie oor sy lewe uitgespreek, en nou is hulle almal daar in Jerusalem in die bo vertrek, en nou word hulle vervul met die Heilige Gees. Hulle kry die teenwoordigheid van die Here. Hulle begin te leef binne in die omgewing van God. Hy leef nie meer in sy eie omgewing nie, hy leef in die omgewing van die Here, met 'n bewustheid van die Here, en sy hele lewe swaai om. Toe hy's een van die eerste disippels wat tereggestel is, wat 'n martelaarsdood gesterf het, so van hierdie bang, ellendige, useless mens, en niemand van ons is useless nie, maar hy sou homself beskou het as iemand wat ek's niks werd nie, nou hierdie man, ek meen, daar's 'n kerk, jy kan gaan na Rome toe, gaan sien daar wat het hulle gedoen, en verering en dit, en 'n mens moet nou nie vereer word nie, maar die voorbeeld wat hy nou gestel het, ek dink baie keer aan 'n battery, aan 'n foon. Nou het ek nie eens my foon nie, maar kom ons sê hierdie is my foon, hè. Aan die buitekant lyk hierdie foon van my, is 'n groot foon, net om die illustrasie uit te sort, hy lyk of hy werk, hy's mooi, hy het 'n mooi cover, hy kan maar val, hy gaan beskerm word, al hierdie goeters, maar my battery werk nie. My battery is onaktief. Nou, jou siel is die battery van jou lewe. Dis die bron, dis die operating system. As jou siel nie werk nie, dan werk amper niks anders nie. Want jy kan hoeveel karre, hoeveel huise, hoeveel verhoudings, hoeveel geld, hoeveel kinders, jy kan hoeveel van wat ook al bymekaar maak. As jou siel nie gesond is nie, voel jy altyd leeg. Jy voel altyd ontnigter. Jy voel altyd, maar daar's iets wat mis. Julle ken daai liedjie van U2, né? I still haven't found what I'm looking for. Jy het 'n koneksie nodig met jou siel, met die Here wat jou aanraak. So ek wil jou vandag vra, hoe lyk jou siel? Is jy rustig? Het jy vrede? Is daar eenheid in jou binneste? En het jy geweet dat jou siel is gemaak vir God? Dis die waarheid, daai koneksie met die Here, dis al wat jou lewe aan die gang hou, en my lewe. Dis hoe dit begin het, en dis hoe dit sal eindig. God het die asem in jou neusgate ingeblaas. Jy dink jy's gebore daar in die Unie Hospitaal in Alberton, dis nou in my geval, en dit was alles my pa en my ma. Nee. God het die asem in my lewe ingeblaas. En nou 50 jaar later, wanneer hy ook al besluit, sal hy besluit om my asem weg te vat. En dan al wat oorbly is my siel. So wat ek gedink het vanoggend is om af te sluit met 'n begeleide gebed. En 'n begeleide gebed sê, Here, ek moet deelneem aan hierdie gebed. So iets wat ek jou wil vra, wil jy nie net rustig sit nie? Sit net rustig, sluit jou oë. En dan wil ek jou vra om een hand toe te maak op jou skoot. Moenie te styf vasdruk nie, maar maak net een hand toe op jou skoot. Die ander hand lê jy oop op jou skoot. Daai hand wat toe is, verteenwoordig jou buitelewe. Jou verantwoordelikhede, jou werk, jou druk, alles wat jy moet hanteer. Sluit jou oë. En daai ander hand wat oop is, verteenwoordig jou binnekant, jou siel, die diepste deel van wie jy is. En dan wil ek jou stadig lei in 'n gebed. Here, ek bring vandag my lewe na U toe. Ek sien my buitelewe, alles wat ek dra, alles wat van my verwag word. Maar Here, U sien ook my binnekant, my siel, my gedagtes, my emosies, my stryd. Here, ek erken vandag dat ek baie keer fokus op die buitekant, op hierdie hand wat toe is. Maar my binnekant word verwaarloos. En vandag met hierdie oop hand gee ek my siel oor aan U.
Here, kom wees die sentrum van my lewe. Bring my denke in lyn, my keuses in lyn, my lewe in lyn. Waar ek verdeeld is, maak my heel. Waar ek moeg is, gee my rus. Waar ek leeg is, vul my weer. Here, ek kies vandag om nie net vir U te leef nie, maar saam met U te leef. Here, nou vertrou ek dat wanneer my siel by U is, gaan my binnekant, my buitekant begin lei. Dankie Here dat U nie net my lewe wil verander nie, maar my siel. Ek gee myself oor aan U en ek doen dit nou in die naam van Jesus. Amen. Hallo julle, dit bring ons aan die einde. Ek wil jou vra fokus en konsentreer op jou siel hierdie week en spandeer tyd saam met die Here. En kyk wat doen die Here in jou lewe. Dankie dat julle ons ontvang het. Dit was so lekker geweest. Ons gaan nog so 'n bietjie buite rondhang. Ons moet nog ons pannekoek kry, Natasha. Jy moet so lank daarna toe draf en vir my ook 2 of 3 kry. En dan ons sien julle daar buite. Dan gaan ons lekker saam kuier. Dankie vir julle. Mag die Here julle seën. Staan net op, dan wil ek net die seën van die Here ook net op julle afbid. Here, ons sê vir U baie, baie dankie dat ons vandag hier kon wees. Dankie vir U goedheid, Here. Dankie vir hierdie wonderlike uitnodiging, Here, om ons lewens voor U te bring en met U deel te maak, Here. Here, ek kom dan nou en ek kom seën elkeen van ons, Here, ons siele. Ek kom seën hierdie siele in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.